eie aanstoot in jou lewe, dat jou van die Here se werk en die Here se plan met die skepping toe hy my gemaak het, sy doel vir my lewe, en dat ek dit dan sal navolg, uitleef en my sal strewe om net sy liefde te bedien. Ja, terwyl jy nou so praat, Dominee Sas, kom maar 2 woorde by my op, en die een is liggeraak en die ander een is sensitief. Nou soms in ons menslike gebrokenheid kan ons baie keer liggeraak wees en ons kan amper soos 'n magneet wees vir aanstoot. So as iemand net iets sê, hy praat dalk oor 'n man of 'n vrou of iemand anders in 'n ander deel van die land, maar jy is onder die indruk, hierdie persoon praat nou van jou, en omdat jy lig geraak is, hoor jy wat hy sê, jy maak nie eers seker, het hierdie persoon van my gepraat, of het hy oor iets anders gepraat nie, maar in ons gebrokenheid is ons baie keer van so 'n aard, dat ons amper die negatiewe aantrek, en sonder om seker te maak, wat het die man gesê, en oor wie het hy gepraat, het jy die situasie so gedraai, dat jy nou aanstoot neem, en nou sê jy, kyk hierso, met jou sal ek nooit weer praat nie. Nou dis die ander teendeel van wat ons dan nou liggeraak noem, en met 'n mens eintlik maar sensitief wees, want sensitiwiteit beteken jy's oop en gereed om te hoor wat sê die Here vir ons en deur sy Gees, sodat jy dit kan optel, en wanneer Vader na ons toe kom deur die Heilige Gees met daai sagte stil stem, maar so aanhoudend dieselfde ding op jou hart lê, tot jy nou besluit, okay, ek sal dit nou maar doen. En om te hoor beteken niks, maar om te doen beteken alles. Het is baie interessant dat die man met die vurk in die hand is 'n meester op hierdie gebied, om juis, wanneer jy liggeraak is, om juis dan hierdie ding 'n groot ding te kom maak, terwyl dit eintlik niks eers met jou te maak het nie. Maar ek dink 'n mens se eie self besef, gesonde besef in jou eie lewe maak dat jy baie keer liggeraak is oor goed wat heeltemal op 'n ander gebied of anders bedoel was, dat dit jou raak. Ja. En ek glo met my hele hart ook dat dit ook die stem van die Here is binne in my lewe, om dan vir my binne my liggeraaktheid, binne die aanstoot wat ek neem, om vir my op 'n pad van selfontdekking te plaas, en te laat diep ondersoek doen in my eie lewe, in my eie hart, en wat die effek is van dit wat gebeur, en dat dit juis my roeping om die goeie nuus, die blye boodskap van die evangelie, om dit dan juis binne in my lewe, in my leefstyl, in my doen en late, en wat ek sê, stil te maak. Ja, dit is so waar, en ek dink ons moet regtig gaan kyk na watter rol speel God se lewende water in ons lewe, en wat beteken dit om te besef, Jesus Christus het vir my gesterf, en is my keuse om hom aan te neem as my persoonlike verlosser en saligmaker. 'n Vriend van my het vertel, op 'n stadium in sy lewe het hy 'n daadwerklike keuse gemaak om sy rug op God te draai en aan te voeter met sy lewe. Hy sê, maar wat my gevang het, is om te besef, terwyl ek hierdie keuse gemaak het, het God die keuse gemaak om vir my te sê, vir jou gaan ek lief hê. En daardie onvoorwaardelike, kosbare goddelike liefde,
Die dag toe daar 'n draaipunt in sy lewe kom, te besef hy, my Vader, my Jesus, die Heilige Gees het my nog nooit verlaat of begewe nie. En die oomblik toe hy omdraai en hy sê, Here, hier is ek, toe kon hy in Vader se arms instap en daardie kosbare goddelike liefde ontvang. Ons het net nou voor die program gepraat oor Paulus. Ja. Saulus op pad na Damaskus. Yes. Hoe hy opgelei was, wie hy was en wat hy gedoen het met sy verstaan van sy roeping. En op die ou einde was dit doodgewoon om Jesus dan te vervolg en dood te maak en te keer, dat hierdie blye boodskap aarde toe kom, grondvat en groei. En op pad Damaskus toe het hy daai ontmoeting met Jesus self gehad. En kyk net hoe het sy lewe ingrypend omgedraai. En wat hy dan na dit, of moet ek sê, wat God dan na dit met sy lewe aanvang, en hoe hy dinamies eintlik tot in vandag se tyd belydenisse geskryf het, waaraan mense vashou en waaruit mense lewe. Daar's nog 'n kerkvader wat in my hart inkom, en dit is Augustinus. Augustinus was, en is dit om dit so uit te druk, maar hy was 'n regte gemors. Hy het sy lewe weggegooi, maar hy het 'n ma gehad. En sy ma het vir 18 jaar vir hom gebid. Maar niks het gebeur nie, en toe sterf sy. En juis sy ma se afsterf het 'n verskil gemaak in sy lewe, dat hy God gesien het, sodat hy bekend staan vandag nog as die grootste kerkvader van alle tye. Die Here God is so magtig om met mense te werk en dinge te laat gebeur deur mense wat hy gebruik om sy naam in hierdie wêreld groot te maak en hom te verheerlik. En daarom 'n lewe van vrug dra, strome van water, vrug dra. Dit is wat God bedoel het en wat God vra en verlang van my as sy kind. Ek dink terwyl ons twee manne hier sit en gesels vandag, kan ons albei getuig van 'n moeder. Nie net 'n mamma nie, 'n moeder wat vir ons gebid het. En baie keer as ek terugdink in my eie lewe en van die keuses wat ek gemaak het, het ek 'n mamma gehad wat nooit ophou bid het vir my nie en altyd hoop gehad het vir die dag wanneer haar seun waarlik waar in 'n baie persoonlike intieme verhouding met Vader stap. En ek wil vandag vir die mammas sê, as jy luister na hierdie program en jy het nou al dalk 'n bietjie aanstoot geneem oor jou kinders en dalk 'n seun of twee van jou wat eenvoudig net aanvoeter, bly op jou knieë. Bly op jou knieë, wag op die Here, bid, want God se liefde vir jou kind is groter as jou liefde vir jou kind. En wanneer die tyd reg is, sal die Here daardie kind van jou tot inkeer bring en daar sal 'n ommekeer in sy lewe kom. Moenie moed verloor nie. En as jy nou eendag gevoel het, maar ek het nou genoeg opgevreet, ek het nou genoeg gehad, hou aan, hou uit, want die Here is lief vir jou kind. En die Here het 'n doel met sy lewe in. En wat 'n geweldige voorreg is dit. Ek was bevoorreg om jou mamma te leer ken en 'n pad met haar ook te kon stap. En vir haar baie, baie lief gewees in die tye wat ek daar betrokke was. En wat 'n voorreg was dit nie. Maar weet jy, Gabriel, 'n ding wat vir my baie na in die hart lê, in my liefde vir die Here, het so groot geword binne in my, dat ook eintlik 'n baie slegte gevaar geword het en 'n gevaarteken geword het. En wat die man met die vurk ook dit reg gekry het om vir my te kom ontspoor. Juis omdat ek alles in my vermoë wou doen om u woord en u self te beskerm. Ek het vergeet, u hou self die kerk in stand. Dit is u werk. Dit is nie my werk nie. Dit is nie my opdrag nie. My opdrag is maar net
om op 'n nederige manier 'n kanaal te wees waardeur die strome van water wat U in my lewe bring, om dit uit te dra. Wanneer die bediening so groot raak in jouself, dan word dit 'n persoonlik gerigte poging van jou kant af. En dan raak dit 'n menslike bediening. 'n Bediening sonder God, 'n bediening waar ons swart alles is en die woord voer en alles wil doen. En die oomblik toe dit in my lewe gebeur het, en dit was by verskeie kere wat ek die dierles moes leer. Toe dit gebeur het in my lewe, het my stem stil geword. God se stem in my stil geword, want ek was te vernaam en het te groot geword en het te veel aandag, aansien onder mense gehad. En juist dit het tot gevolg gehad dat mense aanstoot neem. Aanstoot neem in die evangelie. Aanstoot neem in God se goeie nuus. Dat hulle niks meer met my of die evangelie, en dis hartseer, te doen wou gehad het nie. Ja, dis vir my so hartseer dat in mense se gebrokenheid dit amper die fondasie word van aanstoot neem of aanstoot gee, dat jy op 'n punt kom, jy kyk die man so en jy sê vir jouself, as dit is soos 'n kerksmens is, wil ek met hom net mooi niks te doen nie. Want ek het daai man dopgehou vir die laaste paar jaar, en ek sê vir jou, en so leef ons in verhoudinge vanuit ons gebrokenheid. En terwyl jy net so praat, het dit maar net weer in my hart gekom dat Vader roep ons om medewerkers in die koninkryk te wees, of die Engelse woord to be a co-laborer. En dit beteken nie, jy is nou die ou wat alles moet doen en die koninkryk moet vestig nie. Jy is slegs 'n medewerker. En ons het die voorreg om die Heilige Gees in ons harte te hê, en ons kan maar net werk op sy inisiatief, maar dis sy inisiatief, nie my en jou se oulike idees en plannetjies nie. En dis hoekom die dag toe ons hierdie program 'n naam gee, het die Here dit baie hard op my hart gelê, duidelik op my hart gelê. Luister Boeta, hierdie program se naam sal wees Eer aan God, want alles wat jy doen en wat hier gebeur en wat by hierdie radio gebeur, eer aan God. En ons praat nie net van lewende water nie, ons praat van God se lewende water, want dit is wat die verskil maak in mense se lewens. En die mooi ding vir my is, ek onthou as op 'n plaas as jy daar gekom het en jy het by 'n fontein gekom, my liewe mens, nou as jy word groot as 'n plaasseun en hier kom jy op hierdie plaas met 'n fontein, die water borrel, daar is 'n ooraanbod van water. Jy hoef niks te doen, jy hoef nie 'n kraan oop te draai nie, die water kom uit die grond uit, daar's 'n oorvloed van water. En dis hoekom ons lewens ook 'n fontein van die lewe moet wees, sodat ons ander mense kan inspireer en kan sê, ek wil ook soos dit wees. Ek wil borrel in bruis van God se liefde. Dit wat jy nou noem, het nou dadelik weer 'n gedagte in my wakker gemaak. My seun het in Middelburg die afgelope 3 weke moes spreek. En hy het toe daai Esegiel teks gebruik van 'n klein stroompie wat ontwikkel en loop, en wat op die ou einde 'n magtige stroom word, en wat in die dooie see inloop, sodat daar waar die varswater inkom, daar lewe kan wees. Wow. En dit is so pragtig, so wonderlik, en presies dit wat jy nou net gesê het. So ek is in my hart ineens daarmee, maar weet jy, sodra jy te groot word, dan raak dit sleg. Ek kyk in hierdie wêreld, hierdie naweek, en ek was baie hartseer en baie ontstel toe ek hoor, ek het dit nie eers self gelees nie, ek het by tweedehands verneem van 'n berig wat in die rapport was oor Moreleta Park gemeente, waar daar soveel twis en tweedrag is, dat daai gemeente se stem het stil geraak. Ek het hierdie kommentare gaan lees wat mense geskryf het op grond van die berig, en dan sien ek al die hartseer en pyn wat dit veroorsaak tussen mense, maar veral in God
saad. 'n eenskragtige gemeente loop gevaar om heeltemal te verdwyn, heeltemal stil te word. Wat vir my hartseer is, wanneer dit, en nou praat ek persoonlik, hierdie grootheid in jouself, in jou eie argumente, in jou eie laat wees, nie God se laat wees nie, jou laat wees, maak dat jy op jou ou einde liefdeloos raak en aanstoot gee wanneer mense in opstand daarteenoor kom. En ek sê weer, soos wat dit in groot gemeentes gebeur, raak God se stem weg, want God self kan nie meer identifiseer wat gebeur daar, wat eens regtig 'n toonbeeld was van God se lewende water, wat loop en wat groei, en wat net eenvoudig geweldige vrug dra, en dat dit tot 'n einde kom. Nou in my lewe het ek dit baie keer beleef, en ek het myself afgevra, wat is verkeerd? Ek het self ondersoek gedoen, en daar's 2 tekste wat in my hart opgespring het. Die een was 'n teksie wat as kind vir my geweldige betekenis gehad het, van Psalm 1, van die boom wat langs die waterstroom staan, wat sy wortels gegrondves is, en wat op sy tyd, binne seisoen, sy vrug gee, soos wat God dit bedoel het, en waarvan die blare nie verwelk nie. En dan, soos Gabriel duidelik ook in sy hart dit al baie gesê het, wanneer jy daai vruggie eet, dan verplaas jy die saadjies wat op 'n ander plek moet ontkiem, en sommer so saam met die bemesting wat hy reeds kry, soos God dit bedoel het, om dan te kan groei en te kan vrug dra. Die ander teks wat vir my verskriklik belangrik is ook uit die natuur uit. 'n beeld van wat deur Lukas 13, die verhaal van die boom wat nie wou vrugte dra nie, wat baie skerp na my kant toe gekom het, ook in daardie tyd. En ek wil dat ons so 'n klein bietjie daarna gaan kyk, want daai beelde dra vir my 'n geweldige betekenis binne in my eie lewe, en wat 'n toonbeeld is, 'n simbool is vir my van God se genade. God se genade wat ten spyte van my grootheid en my aansien nog altyd sy hand oor my gehou het, en sy werk in my gedoen het, en my op my knieë gedwing het, gebring het, waar ek angstig gesoek het na die waarheid, en die vreugde daarvan wat ek verloor het, om diensbaar te wees, en strome van lewende water, wat deur my kom, u lewende water, u water wat deur my vloei, om dan 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Voor ons nou by Lukas kom, wil ek net gou weer teruggaan na Psalm 1 toe, en vers 2 is vir my nogal kosbaar. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dag en nag oordink. So daar is 'n voorvereiste, voordat ons kan sê in vers 3, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Maar vers 2 is nogal vir my 'n sleutel. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dag en nag dit oordink. So ons kan wees soos 'n boom by 'n waterstroom, maar ek wil amper sê daai waterstroompie, daar waar jou wortels geplant is wanneer jy jou tyd, kosbare tyd van meditering en bestudering van God se woord is, dan is jy by die lewende water. En ek dink baie keer wil ons graag wees soos 'n boom wat by 'n waterstroom geplant is, maar ons mis baie keer vers 2 en ons glip oor vers 1, vers 3 en dan vers 2 sê eintlik, wat is die geheim? Die geheimenis. Hoe moet jy 'n boom word? Deur jou tyd in die woord van God te spandeer en te mediteer en daaruit te leer,
En soos Josua 1 vers 8 sê, alles te doen wat daarin geskryf staan. Nou, omdat 'n mens nou maar so 'n bietjie agterbaks is, kan jy nou die goedjies in die woord begin doen, sodat jy kan voordeel kry. En dis hoekom ons hartsingesteldheid so belangrik is, want as jou hart, as jy so 'n bietjie agterbaks is, onthou die Here sien dwars deur jou. Jy het dalk 'n verskuilde agenda met jou bestudering van die woord om jou self te verryk en te verbeter, maar wat is die doel? Wat is jou hartsingesteldheid? En dis hoekom ons kan niks vir ons hemelse Vader wegsteek nie. Die waarheid gaan uitkom, want dit staan reeds soos 'n paal bo water. Jy raak nou sommer onmiddellik hierdie hele herstelplan aan, wat God in sy hart het binne in sy woord, 'n hele proses van God se genade binne in ons lewe. 'n Hartsingesteldheid kan net waar word wanneer jy selfondersoek doen en wanneer jy die moed van jou oortuiging het om teenoor jouself, teenoor God en teenoor mense boete te doen. Jammer te sê, dit kos moed, dit vra integriteit, dit vra selfondersoek. Daardie erkenning wat jou hartsingesteldheid dra, moet op die ou einde jou eie ego in besit neem. Jy moet ontslaa raak van jou ego en hoe belangrik jy is. En as dit nie gebeur nie, kan jou hart nie hoor en verstaan en ingestel wees daarop dat jy moet sap met surrender oorgee. Pieter Koffie het 'n ongelooflike lied, I surrender all. Ek is verslaaf aan daardie lied. Ek moet dit basies elke dag luister, sodat dit my hele lewe en dit wat ek vandag doen, dat ek dit kan lewe, sodat ek nie bestaan nie. En Paulus se hartslied sê dit, dat hy bestaan nie meer nie, maar al wat vir hom belangrik is om Jesus Christus te ken. En dit dink ek of beleef ek, weet ek, is die eerste ding wat in my lewe moes gebeur, om by daardie selfondersoek te kom en die moed aan die dag te lê en dit ook vandag met julle te deel. Dit kos moed om dit te doen en die integriteit en die opregtheid waarmee jy dit kan spreek en waarmee jy dit kan sê. Dit is die wegtrek van 'n nuwe jy, soos wat 2 Korintiërs 5 sê, jy word 'n nuwe mens. Die ou is verby en God self doen dit. En dit is vir my kosbaar. So, om diensknegt van God te wees, beteken dat ek God afhanklik sal wees. En dat ek in Engels deny, om jouself te deny, te ontken, te laat, sodat God kan wees wat hy wil wees in jou lewe. Jy laat my nou sommer vinnig dink aan Lukas 9 vers 23 wat Jesus praat en hy sê, indien enige van julle my wil volg, moet jy jouself verloon, elke dag jou kruis opneem en my volg. En as vir my partykeer, ons kan selfs ons verloon en deny dan, en dan vanaand as jy gaan slaap, môreoggend is jy weer op en wakker en reg met 'n klomp dinge, dan in die begin van die nuwe dag moet jy jouself kruisig en sê, Here, hier is ek, laat u wil geskied. En dit klink maklik om dit te sê, maar wanneer die dag 'n paar snaakse draaie loop en dinge werk nie soos jy gedink het moet werk nie, en jy ontvang 'n bietjie nuus wat nie goeie nuus is nie, hoe kruisig jy jouself? Want 'n mens is 'n snaakse ding. Druk net die verkeerde knoppie, dan gebeur daar iets. Ek weet nie waar hierdie vandaan gekom het. Iemand het net 'n knoppie gedruk en toe gebeur hierdie ding. En is soms asof 'n ou
net ontplof. En dit is waar die ou vyand sit en handjies vryf en wag tot die oomblik wat ons ontplof, want daardie ontploffing gaan saam met woorde, en daardie woorde het die vermoë om lewe of dood te bring. En die Here ken elkeen van ons is sy kinders, ons is sy skepping, hy weet, ek moet hierdie kindertjies van my help, om net elke dag hulle kruis op te neem. So baie belangrik. Ons het die afgelope tyd jare hier in Jeffreys Bay ook deur 'n baie erge droogte gekom. En binne my hart, binne my siel, my eie verstaan, ook binne in die bediening, het ek baie keer 'n groot droogte beleef, waar ek afgesny was van die lewende water, omdat my ego net eenvoudig te belangrik en te groot geword het. In hierdie tekste wat ons nou vanmôre op die hart het en waaroor ons dan nou so 'n bietjie praat, is daar eintlik 'n plan wat in 3 logiese stappe of fases moet gebeur sodat ons herstel kan word. En die eerste een is herposisionering. Die tweede een wat ek wil uitlig is versorging. En die derde een is dan die nuwe vrug. Nou by die eerste herposisionering is dit Psalm 1 waaroor ons gepraat het. Waar is ek? Is ek by 'n waterstroom? Ja. Drink ek lewende water? Is ek geplant met wortels wat geanker is? En dan die terugkyk, die bloudruk van Psalm 1 gaan dan juis oor die Bybel, dit wat jy nou uitgelig het, dat laat die kollig verskuif na die woord van God toe, wat dan die sentrum is van waar herstel en opstaan en oorbegin, nuut begin, 'n nuwe ontdekking van jou hartsingesteldheid, waar die woord van die Here dan die bron word, en wat jy dag en nag moet oordink. En as jy nou praat van oordink, dan is dit nie sommer maar net sit en dink nie. Dit is regtig om te gaan bepeins, te mediteer, en om ondersoek in te stel, waar bevind jy jouself op hierdie oomblik in jou lewe, binne die raadsplan en die sweer van God se liefde en sy genade. Een van die dinge wat jy nou noem, ons moet die woord mediteer en ons moet daaroor dink en so aan. En ons is nou die dag uitgedaag, ons het 'n groep, ons het 'n kursus gedoen en toe word hierdie voor ons voete neergesit wat vir jou gesê word, wanneer laas het jy die woord hardop gelees? En ek moet eerlikwaar sê, dit het vir my tot ander insig geforseer, want skielik besef ek net, as ek die woord hardop lees, dan is dit amper wanneer jy die woord hoor, met hierdie 2 ore van jou, dis asof die woord 'n ander manier kry, 'n lêplek in jou hart kom kry, dis amper asof jy die woord dubbel hoor, jy lees hom, en dan hoor jy die woord, en dit het vir my gevoel soos, wat? En ek wil vandag vir ons luisteraars aanmoedig, vat 'n kansie, spandeer net 5 minute, vat jou gunsteling teksverf, of vat 'n deel wat jy dalk nog nooit gelees het nie, gaan lees dit hardop, dat jy mooi kan luister, want dit is vir my asof, wanneer ons die woord praat, is dit een faset, en wanneer ons dit hoor, is dit nog 'n ekstra faset wat bygesit word. Want wanneer ons nou so die woord net belees, net met die oog en die hart, dis vir my iets anders as ons mond die woorde vorm, en jy hoor dit, dis amper asof daar 'n turbine bygesit word, daar kom ekstra krag na vore, want skielik kry die woord 'n nuwe lêplek in jou hart. Dit is verskriklik mooi, as jy so praat, en ek besef dadelik, dit is hoe die Here vir my en jou geskep het. Ja.
Ja. Weet jy, geskep om te kan hoor, geskep om te kan praat, Ja. geskep om te kan sien, geskep om te kan proe. En al hierdie fasette is so belangrik in jou bepeinsing van die woord van die Here, en dit druk dit eintlik so baie mooi uit, sodat dit 'n vreugde word, Ja. 'n blydskap word, om die woord te sien, uit te spreek, te hoor, Ja. te beleef. Iets wat ek net wil sê is, om mense het baie keer hierdie ding, ek wil stil raak voor die Here, maar wat al met my gebeur, dan raak ek weg. Ek sal nou nie dieper ingaan in dit nie, maar ek raak nou stil voor die Here, maar dan raak ek weg. Ek verloor amper kontak met die werklikheid, maar die oomblik wanneer jy die woord hardop lees, dis asof jy nie kan wegraak nie. En jy weet, 'n oogie toemaak of so iets nie, dan is die werklikheid van God se woord totaal in 'n ander dinamika, en jy word gekonfronteer deur dit wat jy hoor. En ek wil net gou vir ons lees Spreuke, Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. En ons kom weer hierso deur die woord van hulle getuienis. So wanneer ons gaan getuig oor wat God in ons lewens gedoen het, gebruik ons mond, ons praat daaroor, jy hoor dit self. En ek weet in my eie lewe, die oomblik wanneer ek gaan getuig het voor mense oor wat God in my lewe gedoen het, dis asof die getuienis van God se goedheid in my eie hart nuwe leeplek gekry het, want ek het dit gehoor wat ek gesê het. Hierdie goed is so diep en prakties in 'n mens se lewe, en dit vra van jou, in jou bepeinsing, in jou oordink. Kom sê dit vir jou, daar's 'n tydperk om te herlaai. Ja. Nou, in die bediening kry dominees elke 3 jaar lang verlof. Nou, as jy dink in lang verlof, dan beteken dit, jy het ekstra verlof, en jy gaan lekker vakansie hou en swemme, visvang en al die lekker dinge doen. Maar eintlik is lang verlof sabbatsverlof. Ja. Lang verlof is 'n tydperk wat jy kry om te herlaai. En dit is so baie belangrik vir elkeen van ons, om telkens stil te word, tydperke binne te gaan, sabbatsrus binne te gaan, waar jy nie bestaan om te preek en lees om te preek nie, maar wat jy 'n slag kan lees om te hoor, om te ontvang, dan word jy weer opnuut 'n hoorder van die evangelie, van die woord, en nie 'n spreker van die woord nie. Ja, ek dink baie keer as mense nou dink aan 'n persoon wat voltyds in bediening is, kan jy so maklik begin betrokke raak in die bediening, dat jy in jou verhouding met Vader begin afdwaal, ek bedoel nou nie lelik nie, maar jou fokus verplaas, en voor jou kom kry, gee jy aandag aan iets anders. Ek het nou die dag, ek wou iets spesifiek in die tuin gaan doen, en ek het die saag gekry, en ek wil gaan 'n saag het daar 'n ding, en die volgende oomblik word my aandag afgetrek, en toe ek terugstap, toe besef ek, maar wat het jy nou eintlik kom maak? En dis asof jy gefokus was, maar skielik is jou aandag net afgetrek. Daar's niks met jou hartsingesteldheid en met jou motivering verkeerd nie, maar jy het vir 'n oomblik het iets anders net jou aandag afgetrek, en jy het fokus verloor. En voor jou kom kry, moet jy vir jouself gaan sê, nou wat het jy hier kom maak? Dan besef jy, oh my, daar staan die ding, ek moet eintlik by hom uitgekom het, maar dit gebeur amper in 'n oogwink, dat jy met die regte bedoeling en die regte hartsingesteldheid. En toe het ek net weer eens besef in my eie lewe ook, bly gefokus, moenie jou aandag laat aflei nie, want die oomblik wanneer jy, dit gebeur in 'n oogwink, en jy was gefokus, gedetermineerd, gemotiveerd, en jy gaan nou hierdie ding doen,
En dan 'n rukkie later besef jy nou, wat nou? Okay. En dis net in 'n oogwink en dan mis jy die bus. Jy laat my nou lag vir myself. Vanoggend by die ontbyttafel toe ek klaar is en begin gereed maak om te ry. Toe staan ek op en ek gaan met die doel om my horlosie te gaan haal, Ja. om hom aan te sit. En ek het geloop tot in die kamer by die bedkassie waar hy lê. Toe weet ek nie wat ek daar kom doen het nie. Ja. Ja. En toe moes ek terugdraai. Gister het ek vergeet om my gehoorstelle in te sit. En toe ons al op pad was, toe sê ek vir Annie, draai om, my ore lê by die huis. So dis lagwekkend, ek skryf het sommer toe aan ouderdom, maar dit is nie ouderdom nie. Ja. Jy het net nou die voorbeeld genoem van hardop bid, hardop lees, om te hoor. Ja. Een van die raad wat ek nou al baie keer in my lewe gekry het en probeer het, is ek in die nag nie kan slaap nie, is Ja. die beste medisyn om te bid. Dan in stilte beginne bid, dan raak jy weggesbid. Dan gaan jy wakker word. Ja. Dan gaan jy nie aan die slaap raak nie. Want dan is jy op God gefokus en skerp dit by jou aan. Maar die tyd stap aan. Ek dink ek wil 'n bietjie ietsie sê oor die volgende teksgedeelte wat vir my die tweede fase is. En ons het nou al 'n bietjie daaroor gepraat oor hierdie genadejaar. Hierdie tydperk vir herlaai. 'n Genadejaar van baie spesiale versorging waarvan ons lees in Lukas 13 van die vyeboom wat nie wou vrug dra nie, Ja. en die vader of die eienaar wat wil hê die tuinier moet daardie boom uitkap, want hy gebruik net en vermors net die goeie vrugte en hy dra nie vrug nie. Maar dan as jy hierdie gelykenisie lees, dan lees jy van die tuinier wat pleit vir genade. En as jy dit direk toepas soos wat die skrif dit vir jou gee, dan beteken dit, en het dit vir my ook dit beteken, toe ek weggeraak het, toe ek nie meer vrug gedra het nie, het Jesus my nie uitgekap nie, homself. En dit is vir my so kosbaar, dat die Here nooit sy rug op my gedraai het, binne in my bediening nie, dat hy nog altyd met my hele lewe 'n doel vir my gehad het. Al het ek dit baie keer opgemors, al het ek baie keer weggeraak, dan het die Here nog altyd weer spesiale aandag kom gee. En wat belangrik is met hierdie spesiale aandag, as jy nou daaraan dink, dan vra dit dat die tuinier moet bemesting bring. Dan vra dit dat die tuinier moet spit. Hy moet grond losmaak. Hy moet omspit. Hy moet water gee. Die wortels moet weer 'n slag lig kry en oop. En dit is daai selfondersoek, daai spitproses wat baie keer baie seer is. 'n Tweede ding binne in dit wat vir my ook belangrik is met die boom, is dat wanneer Jesus dan daai snywerk, spitwerk binne my lewe kom doen, dan moet ek ontvanklik wees vir die dissipline wat God toepas en gee, vir mentorskap. Jesus gee homself. Hy wil nie dat ek wat die bron is, die vrugdraer is, die boom is wat nie vrug dra nie, dat ek myself moet bemes nie. Ek het iemand nodig, iemand anders wat my kan begelei, wat my kan help, wat saam met my op pad kan gaan, wat bereid is om binne in my eie skoene te kom staan. En as ek nou weer aan Paulus dink, daai praktiese
ding wat met hom in sy lewe gebeur het, was toe Jesus self binne in sy skoene en binne in sy hart kom intrap het en wat hy beheer kom neem het van sy lewe. En jy moet 100% eerlik wees in jou openhartigheid, waarmee jy met die Here praat, of as dit iemand in jou lewe is, soos my ma of my pa of 'n vriend, 'n goeie vriend, laat ek rou eerlik kan wees, laat ek my masker kan afgooi, dat ek daarvan kan ontslaa raak, en dat ek God toelaat, mense toelaat, om binne in my lewe in te spreek en te kom belê, om hierdie klipharde dorre grond weer vrugbaar te maak, lig te gee, sodat my hart sag kan wees, en dat ek weer kan doen wat die Here van my vra. God se genadejaar in my lewe. Dis vir my ook kosbaar dat die woord sê dat die tuinier het gaan intree vir die boom en vir die boer gaan vra, kan ons nie hierdie boom net vir 'n jaar lank bemest, spesiale aandag gee, nog water gee en kyk wat gebeur nie. Moenie net kom uithaal nie. En dit bly vir my een van die beste dinge wat die Here wil vir ons 'n tweede kans gee. En hy sal na die Vader toe gaan, ons Jesus, en hy sal sê, ek sien, hier is iemand wat nie nou vrug dra nie, maar kom ons help, kom ons bemest, kom ons mentor, kom ons kry mense om hom lief te hê, sodat sy lewe kan nuut word. Dominee Sas, ons is so te sê aan die einde van ons program. Wat 'n vreugdevolle tyd saam met jou, en as jy vir ons net in 'n kort gebed kan afsluit en ons luisteraars 'n mooi gebed gee om hulle te bemoedig vir die res van die week. Ek wil dit baie graag doen, en binne in my gebed wil ek tog 'n baie belangrike dingetjie nog uitdruk. En weet julle, en dit is vir my ook die derde fase, maar kom ons bid saam. Ja. Here, baie dankie vir 'n wonderlike tyd, 'n genadejaar, wat U ook vir my in my eie lewe kom gee het, sodat ek met die belewing van U genade in staat gestel kon word om weer binne in myself te sterf, sodat U vrug kan dra binne in my lewe. Die vrug word op die regte tyd, soos wat U dit beplan, soos wat dit vir ons gesê word in Psalm 1 vers 3, word die vrugdra presies gedoen op die tyd wat U wil hê dit moet gebeur. En daarom moet ek myself nie dwing om sommer nou vinnig weer 'n kragtige prediker te wees nie. Die vrug sal natuurlik kom wanneer die wortels gesond is. Wanneer ek diensbaar kan wees, nederig diensbaar kan wees, wanneer strome van lewende water weer sal vloei, nie omdat ek hard probeer nie, maar omdat ek vol is van God se genade, vol is van 'n nuwe passie, waardeur my sagte hart sagte woorde sal spreek, deernis sal hê, omgee sal hê, sodat ek mense, regtig randfigure, die seer kry mense, die swaar kry mense in hierdie lewe. Ja, Here, dat ek saam met hulle 'n bedelaar kan wees, maar dat ek as bedelaar ook een kan wees, wat 'n versorger kan wees, om God se vrug op die regte tyd deur te gee, deur te leef, sodat U naam verheerlik word. Here, doen dit in my lewe, Gabriel se lewe, my elke luisteraar, almal wat vandag hierna luister of gaan luister. Here, praat met ons en raak ons aan, en Here, skep vir ons 'n lewe na die pad na Damaskus, sodat ons soos Paulus draers kan wees van U goeie boodskap. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.
Bid dit in u wonderlike naam, met danksegging. Amen. Amen. Baie dankie Dominee Sas. Dit was nou 'n lekker gesels en kuier en ek hoop jy's bemoedig en onthou dit wat jy vandag geleer het, wat jy gaan toepas, gaan 'n groot verskil maak. 'n Wonderlike week wens ons jou toe. Baie dankie.